Goeiedag julle en so breek 'n nuwe jaar aan en 'n jaar het gedraai en ons staan in die jaar 2025 vol onsekerheid. Ons weet nie wat die jaar inhou nie. Ons weet nie wat hierdie wêreld vir ons in hierdie jaar gaan inhou nie. Maar ons kan seker met sekerheid ten minste sê dat ons is 'n jaar nader aan die wederkoms van die Here. En daarom het ons by Mosaïek van Genade dit goed gedink, om soos ons die nuwe jaar ingaan, net 'n kort kerngedagte met u te deel. Hooplik iets wat ons almal saam met ons kan dra deur hierdie nuwe lewensjaar. Maar voordat ons begin, kom ons sluit net eers ons hoofde en ons soek die teenwoordigheid van God. Liewe almagtige Hemelse Vader, liewe Heer, dankie dat ons nou hier by u kan wees. Die kalender het gedraai en is 'n nuwe jaar. Die ou lê agter ons en ons sien uit opnuut na u wederkoms. Met reikhalsende verlange. Sien ons uit na daardie dag wat u gaan kom. En nou erken ons behoefte aan u. En ons maak u woord oop en ons probeer net so 'n bietjie riglyne kry vir hoe hierdie jaar makliker kan wees. Hoe hierdie jaar ons kan bring by 'n plek waar ons nader aan u kan kom. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Is die mens dan maar nie 'n behoeftige nasie nie? Ons is konstant behoeftig. My kinders is nou al 'n bietjie groter en ons is verby die doeke in die borrelstadium. Maar ek kon onthou, elke keer, wanneer mens ergens heen ry, kerk toe, werk toe, vakansie, kuier winkels toe, maar daar 'n klomp gepakkery plaasvind. Dis doeke en dis wet wipes, dis skoon klere, dis melk, dis ekstra melk. Dis dalk 'n botteltjie tee. En dan draai jy jouself dood. En baie keer, nie elke keer nie, maar soms, wanneer mense nou so trippie aanpak, is dit asof daardie klein kind baie meer behoeftig voorkom gedurende daardie trip. Gehuilery, geskreeery, 'n ontevredenheid. En iemand moet oorleun van die voorstoel na die agterstoel in die kar, net om die kind gelukkig te kry. Is dit omdat daardie kind se behoefte verander het? Glad nie. Die omstandighede het verander. Maar die behoefte het dieselfde gebly. 'n Behoefte na die basiese begeertes wat 'n kind gelukkig maak. Warm, droog en gevoed. Ek nooi my Bybels oop te maak by Numeri 28. En ek lees daar vanaf vers 9. Want ons staan by 'n nuwe begin, by 'n nuwe jaar. En ek wil net vir u sê, God is nie die behoeftige ene nie. Ons is. Ons is die wat 'n onuitputbare behoefte het na God. Vers 9 van Numeri 28 sê, maar op die Sabbatdag 2 jaar oud lammers sonder gebrek. En 2/10 van 'n eva fynmeel as spysoffer met olie gemeng en die drankoffer wat daarbey hoort. Dit is die brandoffer van die Sabbat. Op elke Sabbat behalwe die voortdurende brandoffer en die dankoffer wat daarbey hoort. So elke Sabbatdag, 1 keer 'n week, was daar 'n offer. Elke dag was daar 'n offer, maar op die Sabbatdag moes daar 'n dubbelporsie gaan. 2 lammetjies. En dan is daar 'n ander offer. En by die begin van julle maande moet julle 'n brandoffer aan die Here bring. 2 jong bulle, 1 ram, 7 jaar oud lammetjies sonder gebrek. Hier is 'n totaal van 10 diere wat mens moes vat.
2 bulle, 1 ram en 7 lammetjies, almal sonder gebrek. En 3/10 van die eva myl as spysoffer, met olie gemeng vir elke bul en 2/10 fynmeel as spysoffer met olie gemeng vir die ram. En 1/10 fynmeel as spysoffer met olie gemeng vir elke lam. Dit is 'n brandoffer, 'n lieflike geur, 'n vuuroffer aan die Here. En hulle drankoffers moes 'n halwe hin wyn vir 'n bul en 1/3 van 'n hin vir die ram en 'n kwart hin vir die lam. Dit is die brandoffer by elke nuwe maand vir die maande van die jaar. Baie interessante konsep. So die Joodse kalender, die Hebreëse kalender het begin met die nuwe maand. Dis wat hulle vir hulle aangedui het wanneer daar 'n nuwe begin is. Vir elke maand van die jaar het hulle 2 bulle, 1 ram en 7 lammetjies geoffer. Voordat die maand begin. Dit is allemaal baie om te offer, is dit nie? Wat was die rede? En dit moes 'n brandoffer wees. As ons na Levitikus toe gaan, Levitikus 1, met die instelling van die offerstelsel, begin die Here en hy sê, die Here het met Moses geroep en vir hom gespreek uit die tent van samekoms en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as iemand van julle aan die Here 'n offer wil bring, dis vrywilliglik. As ons wil, kan julle 'n offer bring van vee, van beeste en van kleinvee, as sy offer 'n brandoffer is van beeste, moet dit 'n bul sonder gebrek wees wat hy bring. By die ingang van die tent van samekoms moet hy dit bring, sodat hy welgevalle voor die aangesig van die Here kan vind. So elke maand was 'n nuwe begin vir die Joodse volk. Elke keer as 'n maand begin, en maande en seisoene was belangrik in daardie tyd, want hulle almal het gelewe van God se hand en die natuur. So voor elke maand begin, voor elke siklus, het elke huisgesin gegaan en gesê, vir ons om welgevallig te wees, moet ons erken dat ons behoeftig is aan die Here. Dit was soos 'n skoon begin elke maand. 'n Brandoffer. 'n Offer waar hulle God se teenwoordigheid in hulle lewe erken. Hier in Levitikus 1 maak die Here dit duidelik. Hy spreek uit die tent van samekoms. En hy sê, as enigiemand in my midde wil kom, is dit die pad wat moet loop. 'n Brandoffer. Iemand moet vergelding doen vir dit waaroor ons tekort kom. Moet ons vandag nog offer? Sekerlik nie. Die prys wat die Here betaal het op die kruis is voldoende. Die Engels praat vir once and for all, was die loon van die sonde betaal deur Jesus. Maar ek dink nie dit kan ons skade doen met die begin van 'n nuwe jaar. Om in die begin van die jaar te kom en te sê, my behoefte is so groot, dat voordat ek hierdie jaar kan aanpak, ek opnuut herinner moes word van die groot offer, die brandoffer wat op Golgotha plaasgevind het. Ek kan nie die jaar instap, 'n onbekende jaar wat niemand weet wat vir dit vir ons inlê, as ek die jaar nie begin by die groot offer wat vir my gedoen is nie. Ons kyk rondom in die wêreld en ons kyk na die partytjies en die feesvieringe wat plaasvind op 31 Desember en die 1 Januarie. En ons luister na mense se nuwejaarsvoorneme en alles klink vir my so verwyderd van God af. So ver. Almal het planne. Almal wil iets bereik. Maar min mense kom in nederigheid en sê,
hier is 'n nuwe begin voor ons. Kom ek begin by die altaar. 'n Nuwe begin en besef dat ek het die bloed van die lam en die bul en die ramme nodig om 'n nuwe begin te maak. Want sonder daardie konsep en daardie realiteit sal 2025 net 'n mislukking wees. Dan in Jesaja 66. Profesie oor 'n tyd wat sou kom, skryf Jesaja die volgende vanaf vers 22. Want so is die nuwe hemel en die nuwe aarde. Wat ek maak voor die aangesig sal besaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. En elke maand, op die nuwe maan, en elke week op die Sabbat, sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. So my uitnodiging is, dat hierdie jaar vir ons 'n jaar van gebed sal wees. Sodat ons erken sal word as God se kinders. En dat ons gereeld herinner word, dat nuwe maande, nuwe jare, is alles geskenke uit God se hand. En as ons die vrug daarvan wil eet, dan moet ons dan maar ken, dat God nie die behoeftige ene is nie, maar ons. Mag 2025 vir ieder en elk van ons geseënd wees. Nie in wêreldse terme nie, maar geseënd. Dat ons as gevolg van die feit dat ons vashou aan die offer, versoen mag wees met God. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Kom ons lei die oor. Liewe almagtige hemelse Vader, wat 'n mooi konsep is die konsep van 'n nuwe maan. Van 'n begin, 'n nuwe begin. En soos ons daardie begin ingaan, kom staan ons en ons erken dat U in die verlede met ons was. Dat U saam met ons die pad gestap het, dat U ons gedra het. En daar waar die nuwe begin, kom ons en ons offer en ons sê ons wil graag hierdie pad saam met U stap. En ons kyk na Jesus as die offer wat eens en vir altyd vir ons plaasgevind het. Om dit wat skeiding tussen U en ons maak te verwyder. En nou weet ons dat ons deur aanbidding kan kom en die naam kan loof en prys vir dit wat daar bewerkstellig is. Sodat ons ook in hierdie nuwe begin saam met U kan wandel. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen.